Dan wil ons nie terugstaan en ons wil nie ignoreer nie. Maar ons wil sensitief wees met onderskeiding oor wat presies die Here in jou lewe wil doen. Baie kere is dit in die kerk se toekoms, in die kerk se lewe, maar vanoggend is dit baie diep en persoonlik. Wat wil hy in jou lewe doen? Waarmee is hy besig met jou lewe? Dat daar 'n skrif in die Bybel wat sê sy oë is gerig op jou. Nie op hulle nie op die gemeente nie, maar op jou. Dat jy is sy oogappel en dat hy jou raak sien vanoggend. Hy ken jou worsteling in die nag. Hy ken jou koue swete deur die dag. Hy ken jou dagdrome. Vir jong mense, hy ken jou planne. Hy weet waaraan jy dink. Hy weet wat maak jou opgewonde. Hy weet wat jy beplan. Nog voordat daar 'n woord is op jou mond, dan weet hy, want hy is God. En in hierdie oomblik ervaar ek so die Here met jou as individu werk. Dat jy nie hoef alleen, uitgesluit of rusteloos hoef te voel nie. Dat hy sy hande om jou vou vanoggend. En ek kan net bevestig wat hy sê, dat niemand jou uit sy hande sal ruk nie. Jy voel vuil, jy voel dalk nie heel nie, jy voel selfs, ek verdien dit nie. Dis die grap, en dit is die waarheid, dat dit is juis vir jou vanoggend. Hy ken al die hare op jou kop, hy weet jou kom en hy weet jou gaan. En dat hy vanoggend vir jou sê, ek sien jou raak, ek hoor jou gebede, ek hoor jou uitroepe, ek hoor jou sigtinge, ek hoor jou smekinge. Dit gaan nie ongehoord by my verby nie. En soos die hele gemeente net so vir 'n oomblik hulle sitplekke neem en hulle oë gesluit hou, ervaar ek so die Here vir jou sê vanoggend, wil jy nie jou smekinge aan my bekend maak nie? Hier's mense wat dankbaar is, wil jy nie jou dankbaarheid aan my bekend maak nie? Hier's mense wat begeertes het en behoeftes het, wil jy dit nie vanoggend aan my bekend maak nie? Ek weet jy het dit nodig. Ek weet jy het behoefte, maar die skrif sê klop en ek sal vir jou oopmaak. Vra en ek sal vir jou gee. As jy dit soek, dan sal jy dit vind. In hierdie oomblik van hierdie atmosfeer wil jy nie jou gedagtes rig op hierdie oomblik op jouself. Bietjie selfsugtig, wat soms reg is. Hoe werk hy in jou? Wat begeer jy van hom? Wat soek jy? Wat wil jy hê in jou lewe? Waarna streef jy? Wat is leeg? Wat is hol? Wat is seer? Wat is pynlik? Wat laat jou huil? Wat laat jou lag? Wil jy dit nie bekend maak aan die Here vanoggend nie? Hy begeer om jou stem te hoor. Dat die Heilige Gees so oor en vir en in die plek is vanmôre. Wat jy ook al bid, sal hy vorm. Sal hy laat gebeur. Want ons kom in sy naam by mekaar. Die naam van Jesus Christus. Dat daar nou geen plek is vir die duisternis. Dat daar nou geen plek is vir die boosheid. Dat ons dit kan beveel om hierdie plek en elke hart te verlaat in die naam van Jesus. Dat daar nou geen skuldgevoelens is, maar net 'n openheid om te sê tussen ek en my God.
Ek hoor hy's liefde, ek hoor ek is bemind. Ek hoor hy aanvaar my, maar nou sien jy dit, jy hoor dit. En ook in alle aspekte van jou lewe. Gee hy jou nou raad, jong mens? Hy gee jou nou wysheid. Hy gee jou nou die links en die regs, wat niemand anders gaan verstaan nie. Hy wys jou nou prentjies en simboliek. Party sien drywe, en jy wonder wat dit beteken. Gaan bid daaroor, die Here sal jou die openbaring wys van die trosdrywe. Party sien prentjies, en is nou duidelik. Party sien 'n duidelike lig. Dis 'n glans. Dis asof jy in die hemel opkyk in die son en dit blink. Ek wonder wat dit sal beteken. Ek wonder of jy nie wil tyd maak met jou en jou God om te hoor wat hy vir jou sê nie. Dis hoe maklik dit is. Dis hoe wonderbaarlik dit is dat hy langs jou nou sit op die stoel. Al sit daar langs aan jou iemand anderste, hy sit daar by jou. Nog beter, hy kniel voor jou. Want sy neerbuigende goedheid het jou groot gemaak en sal jou lei. Ek bid dit vanoggend vir hierdie gemeente, vir elke besoeker, vir elke hongerhart, Here, dat U sal kom en sal vul. In hierdie oomblik, Here, van hierdie Sondag, 5 dae voordat U gekruisig is. Here, wat sê U vir ons? Wat is die lesse? Waarna kyk ons, Here? Here, ek is so oorweldig met my werk, met my familie, met my finansies, met my dinge. Maak nou plek vir hom. Skuif dit op sy en wag vir sy woord. Hoor wat hy vir jou sê. Ek gaan so 'n oomblik gee vir 'n platform, net om stil te wees. Ons is so min stil. Weet nie, net vir 'n oomblik, terwyl die musiek net so aanhou speel. Miskien is dit ongemaklik vir party, maar dit is die lewe. Dit is lewe. Dit bring lewe. So vir 'n oomblik, net stilte. Luister. Kyk diep. Kyk hoog. Wys my 'n rokende lampet. Gister ry ek huis toe, daar's iemand daar langs die pad wat op 'n site 'n vuur maak, maar jy kan sien dis net rook. Die Here wys my daai prentjie om te sê waar daar rook is daar 'n vuur. Dat jy nie uitgeblus sal word nie. Niemand kan water op jou gooi nie, en selfs al gooi hulle water op jou, sal jy wees soos Elia, waar die vuur sal weer brand en elke liter en elke druppel water sal opsluit. Niks kan jou stop nie. Al voel jy's 'n rokende, jy het nie vlam nie, jy het nie visie nie, jy sukkel. Sy draai. Sit jou hand in my hand. Laat ek jou aanraak, laat daar krag deur jou vloei. Laat daar hoop deur jou vloei. Laat daar lewe deur jou vloei. Dat my gedagtes deur jou vloei, my lewe deur jou vloei. Dis wie ek is. Ek sal jou nie uitblus nie. Al is jy kwaad vir jouself, ek is nie kwaad vir jou nie. Ek het jou lief. Ek hou van jou.
Ek hou verskriklik baie van jou. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen en amen. Amen. Liewe gemeente, baie dankie. Kom ons gee vir die aanbidding net so 'n sagte hande klap. So amazing as ons weet die Here lei ons en ek moet nou so sensitief wees oor wat die Here wil doen in ons gemeente en deur my vanoggend, maar ek glo dat hier is 'n woord vir jou wat jy kan na luister, wat jy kan huis toe vat en gaan koester. Dis nie een van daai boodskappe wat jou hier op 'n, wat sal ek sê, op 'n, wat doen kindertjies, nie flikvlakke nie, hulle huppel, ja, daar's hy. Jy gaan dalk nou nie so met 'n huppel hier uitstap, maar jy gaan met lewe hier uitstap. Ek wil vir jou 'n paar goeters noem wie ons God is. Ons God, hierdie naweek toe ek aan dink, dan vat hy my na skrifte toe, dan sê hy, ek is 'n herbouer van gebreekte mure. Ek is 'n hersteller van paaie om weer bewoonbaar vir jou te maak. Hy wil die lewe vir jou bewoonbaar maak. Bewoonbaar beteken, hy wil jou 'n plek gee waar jy kan rus vind, waar jy nie rusteloos hoef te wees nie. Jy's nie 'n vagabond nie. 'n Vagabond beteken, hy het aan Kain die boodskap gegee, toe Kain teen hom besluit, toe sê hy, jy sal 'n swerweling wees die res van jou lewe hier op aarde. Swerweling, 'n vagabond. Jy sal nie identiteit hê nie, jy sal nooit 'n plek hê nie, jy sal nooit voel, jy hoort hier nie, jy's nie tuis nie. Maar dan sê God wie hy is, as jy met hom in kontak kom, ek is 'n herbouer van gebreekte mure. Dit bring my terug na ons boodskap van Nehemia, wat sê, hy het hierdie mure gebou, hy bou hierdie mure en hy bou 10 poorte in hierdie mure. 'n Wonderbaarlike storie deur Nehemia, wat daar in Nehemia ook in jou eie hart is. Daar's 'n Nehemia wat hier sit, hier's Nehemias wat hier onder ons lewe, wat die Here mee praat en die Here maak iets los in jou hart en sê, gaan doen iets, en dan sê jy, dis onmoontlik. Maar dan sê Nehemia, dit is moontlik. Want om daai mure te gebou het ek nou al tot vervelings toe gesê, om die stad wat afgebreek was, waar die vyand net kon inkom, mure was as beskerming en identiteit gewees. Hulle was swerwelinge vir 400 jaar gewees of langer. Hulle het nie 'n plek gehad nie, nou is die mure afgebreek, nou voel hulle weer verlate. En hulle kry die boodskap, Nehemia gaan bou die mure, en daardie mure in 'n 5 kilometer radius, of omtrek eerder, sou dit 'n kontrakteur gevat het, plus minus 20 jaar om daai mure te bou, met die poorte. Maar God se gees word wakker onder die mense. God se gees begin te werk in mense se harte, en daar is 'n visie wat sê, kom ons bou weer die mure. Dis 'n woord van God vir profeties vir jou vanoggend wat sê, kom ons bou weer die mure, want ek is 'n herbouer van gebreekte mure, ek is 'n hersteller van gebreekte paaie, om dit weer bewoonbaar te maak. As jy gaan kyk na Joël, dan sê hy, daar so in Joël 2 vers 25, dan sê hy, ek sal die sprinkaan, sal ek vergelde vir al die jare wat hy verslind het in jou. So hy gee weer terug vir jou. Hy gaan nie dat jy in verliese in lewe nie. Esegiel 36 gaan sê, ek sal vir jou 'n nuwe hart gee, ek sal vir jou 'n nuwe gees, ek sal vir jou nuwe iets nuuts gee in jou binnekant. Hy bou aan iets nuuts, hy maak nuut. 1 Korintiërs 5 wat ons so goed ken, as jy in hom is, as jy in Christus is, dan maak hy jou 'n nuwe skepsel. Alles het nuut geword hier binne in my. Dan kom ons by Jesus se woorde daarin, Johannes, dan sê hy, breek hierdie tempel af en ek bou hom weer op in 3 dae. Ja, daar's iets rondom God wat sê, ek is 'n herbouer. Ek kan jou help, want jou lewe is soos 'n stad waar die mure geval het. Mure bring veiligheid. Ek het so 'n mooi prentjie vir jou gemaak. Miskien kan jy dit sien. Nee, kan jy dit nog nie sien nie? Kan jy dit nou sien? Amper. Daar's hy. Is net die beste prentjie wat ek kon kry van die mure van Jerusalem. 5 kilometer radius en dan is daar 10 poorte.
Hierdie poorte bedoelende, dit is goed wat jy toelaat in jou lewe, of goed wat jy moet laat uitgaan uit jou lewe uit. Dis snaaks dat die poorte begin by skaappoort. Skaappoort, ons het daaroor lank gepraat, dit is die plek van verlossing, is die plek waar skape geoffer was, is 'n plek van bekering. En dan loop ons daar so na, ek dink dit is, ek kan nou nie daar mooi sien nie, maar dan loop ons daar na, wat sal ou vat, so 'n waterpoort, waar jy bekragtiging kry, waar jy lewe kry, waar jy gevoed word. En dan is daar 'n fonteinpoort wat sê, daar's die Heilige Gees, die uitstorting, waar jy vernuwing kan belewe. Dan is daar ou poort wat sê, Jeremia, gaan terug na die ou poort, gaan na die ou paaie toe terug. Ons lewe raak so modern, dat ons moderne goed volg, en die skrif sê, gaan terug na die ou waarhede van die skrif, in die Ou Testament, en die Nuwe Testament. Maar dan is daar ook 'n mispoort, nê? 'n mispoort, dankpoort, wat sê, jy kan nie goeders net toelaat in jou lewe, daar's seker goed wat jy moet uitlating gee, renewal, dit moet uit die stad uitgaan, reiniging, bekering, jy moet dit laat gaan, want as jy dit binne in jouself hou, dan raak jy siek. En dan kom ons so daar by die perdepoort, ek dink, en dan sê hy, oor die perde was vir oorlog, en hy berei jou voor vir die soldate, en hy maak jou 'n soldaat, hy maak van jong manne soldate daar by perdepoort. En dan kom jy by Oospoort uit, wat sê, die son kom op in die ooste, wat bedoelende, daar is hoop, die een wat ons gelos het, die een wat ons hier agter laat bly het, hy kom weer, maar intussen het hy die Heilige Gees vir ons gegee, om ons te inspireer, om altyd oos te kan kyk, om altyd na die Oospoort toe te gaan, om te sê, ek het hoop. Daar's ook 'n dalpoort, nê? Dalpoort wat lei na die dal van doodskare, weet jy, bedoelende, hy vorm jou in jou nederigheid, hy vorm jou, hy maak jou soos hy. Hier's 'n klomp poorte, en dan eindig ons by, daarbo kan jy sien, daar's 'n inspeksiepoort, en ek wil vanoggend hierdie ding miskien net los by jou, inspeksiepoort, en voordat ons daarby uitgaan, jy is hierdie stad. Ek wil nou nie daai prentjie oplos nie, maar jy is hierdie hele stad. En dat God besig is om hierdie poorte te herstel. Dan beweeg God van poort tot poort. Want poorte is soos deure. Dit maak oop en dit maak toe. En jy laat toe. Wat laat jy inkom in jou lewe? En wat moet jy die deur nou gesluit hou? Wat is nie nou nodig nie met onderskeiding? En dan moet ek weer deure oop, maar daar's 'n vispoort wat sê, handel dryf. Bedoeling, ek het 'n sending, roeping ook, ek moet uitgaan na die buitemure, ek moet na die wêreld toe gaan. Word vissers van mense. Hierdie hele prentjie van Nehemia praat met hierdie gemeente vir 'n baie lang tyd nou al, dat jy is daardie stad, en God is besig met jou om stap vir stap hierdie poorte te herstel. Baie van ons moet net gaan sit by Hooppoort, amper sê ek Hooppoort, Hopetown, maar ek bedoel Oospoort, nê. Gaan sit daar by Oospoort. Ek het moed verloor. Voordat 'n ou Voelklip toe gaan en Voelklippoort toe gaan. Gaan sit 'n bietjie by Oospoort en kry hoop dat hierdie God, hy is lewendig en kragtig, en sal pas party van ons wat by Waterpoort moet gaan sit en sê, ek het bekragtiging, ek het die woord nodig, ek het sustenance nodig. As party wat by Fonteinpoort moet sê, kom na my toe, almal wat moeg, en ek sal jou vul met lewende waters, die Heilige Gees. In hierdie stad moet jy rond beweeg, en God vorm jou. En dan die mooiste deel van hierdie hele konteks is dat ek agterkom dat hy begin by Skaappoort en hy eindig by Inspeksiepoort. En ek moet nou baie mooi praat en ek hoop jy bly by, want dit gaan vir jou soveel amazing goedes losmaak, maar dan eindig ons by Inspeksiepoort. Ek kry nie tyd om hieroor te praat nie. Elke keer dan, amper sê ek het nou baie lelik, dan meng die Here in ons dienste in. Jy weet, en dan laat ek toe, maar tot ek besef, daar's 'n rede die laaste 2 weke dat ek nie oor kom praat nie, want ons kom nou by Inspeksiepoort. Inspeksiepoort beteken letterlik, die Hebreëse naam is Mifkat, en dit beteken letterlik om te tel,
of om om ondersoek in te stel, of om rekord te hou. Met ander woorde, hoeveel mense is daar, wat 'n tipe mense is daar, en in wat 'n toestand is daar die mense. Jy moet gaan kyk, jy moet gaan ondersoek instel by hierdie poort. Dis letterlik, die ander woordjie wat hy sê, is jy word getoets vir gereedheid. Jou gereedheid word getoets. Ek het so 'n paar weke terug vir jou genoem, elke keer voordat ons met vakansie gaan, het my pa my geleer, as jy die karavaan hak, daar's 'n paar goeders wat jy moet gaan ondersoek. Jy weet, dis nie nou 'n tyd om aan die engine te werk nie, jy het dit lankal terug gedoen, hè. Maar daar's 'n oomblik, 2 ure voor die tyd, dan kyk jy of die kar reg gehak is. Want dit is baie sleg as jy dit nie check nie, en jy gaan by 'n aftrane af, daar by 'n pas, en die karavaan vat jou verby. Is nie 'n lekker feeling nie. Maar jy moet gaan ondersoek, jy moet bietjie gaan ruk aan hom. Jy moet so bietjie vat aan hom. Jy moet kyk, werk die flikkers, werk die hoofligte. Jy vat so bietjie aan die body, jy kyk of alles vas is die canopy gesluit. Ek doen ondersoek. Dis soos 'n ou wat wedstryd of 'n groot event gaan doen, die aand voor die tyd, kyk hy hoor hierso, is my goed gepak. Laasweek gaan swem ons aan Island Lake, en ek is voorbereid, ek my sak en alles, maar die ou saam met wie ek gaan, ek wil nou nie sy naam noem, want Heinrich sal nou baie sleg voel, maar hy kom daaraan, en ek bedoel ons swem, jy swem, maar toe het hy sy kostuum vergeet. Nou mense, soos hy sê, hy's nou nie hier vanoggend, maar gelukkig het hy 'n onderbroek aangehad, maar, dis check, doen ondersoek, gaan ruk, gaan voel 'n bietjie. En dit is die poort. Partykeer kom jy by 'n poort en dan moet jy inbeweeg, jy moet uit, daar's handel dryf, daar's water, jy moet gaan gevoed word, man. Nou kom ons by hierdie poort, by inspeksiepoort. Wag net, ek sal my notas self change, julle is te haastig vir my. Dan kom jy by hierdie poort en sê, hierdie poort is nie 'n poort waar jy moet inval, beweeg of eet, jy moet net stil word, dis 'n poort van waarheid. Dis 'n poort van waarheid waar jy so in 'n spieël kyk. En jy kyk in hierdie spieël, jy sien, jy kyk en dan moet jy 'n besluit kan maak. Dis hierdie poort wat jy kom by. Mifkat, inspeksiepoort. Is 'n poort van ondersoek en evaluasie. Jy kon nie hier wegkruip nie. Elke liewe mens in die stad het by daardie poort een of ander tyd moes hulle daar verbykom. Die soldate word letterlik daar by mekaar gaan, dan staan hulle in pelotonne, en dan kom die bevelvoerder, dan toets hy elkeen vir gereedheid. Hy vat in die borswapen, hy ruk hom. Hy vat in die swaard en kyk, is hy skerp genoeg? Hy vat in die beld en sê, is hy styf genoeg? Hy vat in die helm en sê, hoorie, is jy gereed? Dis die plek van jy kan nie wegkruip nie. Jy word getoets, elke liewe mens. Jy word geondersoek en dan word jy gereed verklaar. Dis belangrike woorde hierdie. Jy gaan nou gaan ek dit vir jou saamvat, maar jy word gereed verklaar. En dan hierdie mooi woorde wat sê, by inspeksiepoort word jy nie eintlik getel nie, jy word geweeg. Want dit gaan letterlik daaroor dat dit gaan oor gereedheid. Is jy gereed? Dis nie net, is ek hier nie? Dis nie net, is ek teenwoordig? Is ek 'n kerklidmaat van 'n gemeente nie? Dis nie net oor is ek betrokke nie? Maar hoor gou hierdie woorde. Is my hart nog sag? Die toets kom hier in om te sê, is my hart nog sag? Is my motiewe nog suiwer? Dit wat ek verklaar met my mond, belyn dit met wat ek glo. By inspeksiepoort word jy nie getel nie, jy word geweeg. Daar's 'n versie in Daniël 5:27 wat sê, of kom ek sê dit net eers, want jy kan getel word deur mense, maar jy kan nog steeds nie reg wees voor God nie. Dit is moeilike goed wat ek hier vir jou sê. Jy kan getel word deur mense, maar jy kan nog steeds nie reg wees by God nie. Byvoorbeeld, Daniël 5:27, Belsasar die koning,
Hy bespot God, en dan sit hy in sy eetkamer, dan eet hy. En dan ewe skielik, dan kom daar 'n hand van 'n visie, dan skryf hy hand teen die muur, in Hebreëus, of ek kan nie onthou wat 'n taal nie. Dan moet hy vir Daniël kry om dit te kom uitlê. Dan weet julle wat is die uitleg? Die uitleg is letterlik, dan sê die skrif, die uitleg is, jy is op die weegskaal geweeg, en jy is te lig bevind. Jy kan getel word, maar dit gaan nie oor getel, jy word geweeg, is ek reg? Jy sien, hy was 'n koning vir God, hy was 'n koning vir mense, maar hy is te lig bevind voor God. Jy sien die simboliek van hierdie poort is dat, God bring jou dikwels by 'n plek, waar hy jou gaan ondersoek. Nie om jou te straf nie, nie om spiteful te wees nie, maar om jou letterlik voor te berei, of om 'n kans te gee. Terwyl ek hier aan voorberei, dink ek aan 'n illustrasie, en ek vra die Here, wys my, hoe kan ons die mense beter laat verstaan? Dis so goed, jy vat 'n kar, jy koop 'n kar, en dan moet jy hom op jou naam kry, maar jy moet hom eers by die toetsstasie gaan toets, né? Dan betaal jy hier by die R800 om hierdie kar deur die toets te laat gaan. Dan sit jy daar vir amper 'n uur lank, dan toets hulle elke liewe detail. Lek hy olie? Is die bande? Is die bearings? Is die steeringrek? Is die stuurwiel? Werk die flikkers? Die simpelste goed is wat hulle check. Hoekom check hulle dit? Vir jou veiligheid. Sodat jy kan lewe. Ons sien dit nie altyd in daai lig nie, né? En dan, as hulle iets fout vind, asseblief hou hierdie illustrasie net in jou kop. As hulle iets fout vind, dan het jy 2 weke om hierdie kar weer te gaan regmaak, die flikker, nou hoef jy nie weer te betaal nie. Maar as die kar reg is, dan kry jy 'n sertifikaat, paid for, en hierdie kar is gereed vir die toets. Hierdie kar is gereed om op die pad gebruik te kan word. Dan kry jy daardie sertifikaat. En ek wil vanoggend vir jou noem, dat by hierdie inspeksiepoort, dan kom God, en dan staan jy daar, dan roep hy jou. Hy roep jou na inspeksiepoort toe, en dan sê hy, nie om jou te breek nie, nie om jou in 'n skuldgevoel te gooi nie, nie om jou te veroordeel nie, maar hy sê, voordat jy vorentoe kan gaan, moet jy eers binne in jouself begin kyk. Voordat jy nuwe besluite gaan, voordat ek jou na nuwe hoogtes te gaan vat, voordat ek jou nuwe verantwoordelikheid gaan gee, moet jy eers hier binne in jouself gaan kyk. Is jy reg? Is jy verklaar gereed? En die grap van hierdie is, net jy kan daardie besluit neem. Net jy weet of dit reg is en of jy nie reg is nie. Net jy weet. En daarom sê die skrif, een van die diepste en die eerlikste uitnodigings in die hele skrif oor hierdie selfondersoek is die versie in 1-2 Korintiërs wat hy sê, stel julle self op die proef of julle in die geloof is of nie. Ondersoek julleself. Of besef julle nie dat Christus in julle is nie, tensy julle die toets nie slaag nie? Jy kan godsdienstig wees, maar jy kan dalk nie werklik gered wees nie. Beproef jouself, soos goud getoets word in vuur. So sê hy, stel jou geloof op die proef. Is dit regtig eg of nie? Nie gaan jy kerk toe nie, nie ken jy 'n klomp Bybelversies nie, nie behoort jy aan 'n kerk nie. Die vraag is Christus werklik die middelpunt van jou lewe? Dis wat hierdie versie sê. Voor 'n oorlog was daar inspeksie. Voordat hulle jou uitstuur, was daar 'n ondersoeking gewees. Voordat hulle jou opdrag gee na 'n volgende plek toe, was daar 'n inspeksie, sodat die bevelvoerder weet dat hierdie persoon is gereed, hy's reg, hy's toegerus, hy's betroubaar. Jy gaan nie vir die kar van buite af, weet jy daai kar al gekry? Van buite af blink, man. Hy's smart. Dan ry jy so 80 km met hom, dan val alles uit mekaar uit. Binne vrot hy. Binne werk hy nie.
Ja mense, daar's 'n groot verskil tussen selfondersoek en selfregverdiging. Baie mense vra baie keer, hoe voel jy? En ek dink dis 'n verkeerde vraag. 'n Ware disipel, iemand wat 'n toegewyde pad stap saam met die Here, vra eerder, Here, wys my waar ek verkeerd is. Jy sien, dis volwassenheid. Dis nie ek het arrive nie. Dis is op 'n plek wat jy kom en sê, hier's die kern van die vraag. Die vraag is nie, glo jy in God nie. Die vraag is, leef Jesus Christus in jou? Want die Bybel sê vir ons, dat Christendom is nie 'n geloofsoortuiging nie. Dit is Christus wat in jou lewe is. Christus net hier in jou kop, of leef hy deur jou intensies en jou motiewe en jou lewe? Jy sien, op Palm Sondag, ek is so spyt, ek het hierdie woorde te laat gekry, maar op Palm Sondag, 5 dae voor Jesus gekruisig, dan kom Jesus op 'n donkie. Dan kom hy Jerusalem binne. Ek wil net mooi sê, dan kom hy die stad, dan kom hy deur die stad. Maar vandag kom hy deur jou hart. En hy loop deur jou hart en hy roep jou tot inspeksie. Leef ek regtig deur jou? Galasiërs 2:20 gaan sê hy, ek weet nou nie meer waar ek is op my voornoor, maar of kom ons vat eerder, deurgrond my en soek my, is daar 'n weg van smart? Psalm 26 wat sê, beproef en ondersoek my, of daar nie 'n plek is van letterlik 'n beproef, of iets is in my lewe nie. Hy praat daarvan. Mense, 3 eerlike vrae. 3 eerlike vrae wat jy jouself moet vra vanoggend. Wat beteken dit prakties om by hierdie poort uit te kom? Hier is die eerste ene. Hier is die eerste ene. Wat gebeur met my wanneer niemand kyk nie? Het ek steeds 'n begeerte om God te dien? Mense, hier's mense vanoggend hier wat hulle lewens verloor hierso, want hulle voel so sleg. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy aanhou struggle, as jy sonde doen, jy het 'n diep begeerte en sê, ek wil die Here dien, jy's op 'n goeie plek. Jy sien, as jy het verloor, dan kom jy op 'n slegte plek. Maar een van die tweede vrae, is jou hart nog sag vir sonde? Bedoelende, pla dit jou as jy sonde doen? Voel jy sleg daaroor? Werk die Heilige Gees nog in jou? Die derde vraag is, hoorie, as jy wil weet wat gebeur by, is daar groei ek, is daar verandering in my lewe? Is daar 'n proses wat sê, is hier gebeur, hierdie versie in 2 Korintiërs 13, praat nie van, hoorie, toets jou, beproef jou geloof om jy op jou slegte plek te sit nie. 'n Toets jou om te sê, is my geloof eg, of is dit bloot net 'n gewoonte? Die grootste toets van ons geloof, sê Paulus, is nie wat jy sê nie, is maar wie in jou lewe. Want, mense, ek het agtergekom, ek kan die muur bou, en ek kan dit self saam met God doen, of dink ek doen dit saam met God. Maar intussen verloor ek my gebedslewe, want ek is so besig om die muur te bou. Ek kan nie voor staan en ek kan preek, maar daar kan trots in my hart wees. Jy kan in die aanbidding sit en jy kan altyd jou hande en jou oë toemaak, maar jy kan onvergifnis koester. Jy kan in bediening wees. En jy's daar, maar jy vergewe nie mense nie. En dan bring God jou by inspeksiepoort. Dis nie 'n straf nie. Dis nie 'n plek waar ek nie wil wees nie. Dis 'n tyd wat hy jou 'n kans gee. Jou flikkers werk nie. Jou breekligte werk nie. Nee, ek diskwalifiseer jou nie. Ek gee jou tyd om dit te gaan regmaak. En as jy dit gou genoeg doen, hoef jy nie te betaal by die karplek nie, nê.
Ons het nou 'n vriend 3 weke terug. Hy's fiks, hy's gesond, 'n lieflike mens, lieflike familie. Hier in George, elke dag op sy fiets, is seker een van die fikste ouens wat ek ken. 3 weke terug ontdek hy het pankreaskanker. Gisteroggend 8:30 toe kry ons die boodskap, ou Fanie is by die Here. Jy sien, soms word ons getoets en dan jou flikker werk nie. Die Here gee jou 'n geleentheid by inspeksiepoort. Ek moet my haas, want ek wil iets sê vir jou. Die probleem is dat as ons nie hierdie selfondersoek toepas nie, ons vra te veel, hoe voel jy? In plaas van, is jy reg? Laasweek is ons by Carlos se swem en ek wil dit nou nie gesê, gelukkig is hy nou hier nie, maar ons brag nou nie daar op Facebook en orals nie, maar hier, hoor jy so elke liewe oggend, dan ek soek so op my sene wees, en dis Suid-Afrikaanse kampioenskappe, en elke oggend dan vra ek hom, Carlo, hoe voel jy? Hoe voel jy? Hoe voel jy? Jesus, die mens is logies, hy voel nie lekker nie, hy is so 'n bietjie vol stres, hy sweet. Die vraag is jy reg? Want jy het alles gedoen wat jy kon doen, jy is mos reg. En dan as jy 'n bokser is, dan gee hom 'n paar klappe in die gesig en sê, jy's reg man, jy's reg. Jy motiveer mos daai mense mos so. Altyd dan kyk ek daarna as daai ou my so direk, ek boks hom sommer, ek vergeet van die, maar is jy reg nie? Hoe voel jy nie? Is jy reg? Jy sien, ons meet sukses deur volgelinge en inkomste en ons en kontant en goed, maar God meet sukses met getrouheid en gehoorsaam en die toestand van jou hart, want jy kan teenwoordig wees, maar jy kan nie in oorgawe dalk wees nie. Jy kan nie sit, maar jy's nie in oorgawe nie. Jy kan kennis van die woord hê, maar jy's nie gehoorsaam aan die skrifte nie. Jy kan letterlik, jy kan in diens betrokke wees, maar jy's nie noodwendig in toewyding nie. Dan kom die skrif en dan inspeksiepoort, soos 'n spieël. Dan kyk jy in hierdie spieël, dan sien jy kyk, en dan moet jy besluit, wat gaan ek doen nie omtrent? Gaan ek dit regmaak, of gaan ek dit net so los? Gaan ek dit ignore? Ek kyk in die spieël, en hierdie hele tand is vol spinasie. Maar ek kies om dit te ignoreer. Nou lag ons daaroor, maar dis wat die skrif sê. Ek kyk in die spieël en hy sê vir jou flikker werk nie. Maar ek ignore dit, ek gaan net aan, maar hy selfondersoek, Here, is daar iets wat ek kan doen? By inspeksiepoort, mense, hy bring jou daar, en dan mense, ek haas my om by hierdie uit te kom. Miskien, ek is nou so deur mekaar hier op hierdie notas, dit is te klein, ek kan dit nou nie raak sien nie, maar as jy nie jouself gaan begin ondersoek nie, jy weet, daar gebeur 'n paar goeders in jou hart. Kompromie word normaal. Sonde word aanvaarbaar. Jou prioriteite is al hoe skewer en jou gewete word al hoe stiller. Dis wat gebeur as mense hulle nie self toelaat om te ondersoek nie. Ek weet nou nie waar op die noem, maar jy kan gaan lees, 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, en ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons kan terugvoer gee oor wat ons gedoen het in hierdie lewe, goed of sleg. En inspeksiepoort is genade vir môre. As jy jouself in hierdie tyd terwyl jy lewe ondersoek, gaan God jou nie eendag ondersoek as jy nie hierdie keuse gemaak het nie. En dit bring my by my laaste gedagte. Mense, hier is die groot openbaring. En ek hoop dit kom so ook deur vir jou vanoggend. Dit voel dat die een moes nou voor die ander een gewees het, maar die groot openbaring is,
dat in dieselfde Jerusalem, baie jare daarna, toe's daar ook 'n inspeksiepoort. En ons lees daarvan in Matteus 21, dan kom Jesus op 'n donkie ingery. En die skare dink, hier kom 'n koning. Maar God se plan, of jy dit nou wil erken of nie, God se plan met Palmsondag was, dat God stuur 'n lam vir inspeksie. En hier is die groot openbaring vanoggend. As jy in Eksodus 12 gaan lees, hoe hulle die lam moes voorberei het. Het jy geweet dat hulle 'n lam, hy moes manlik wees, hy moes sonder gebrek wees, hy mag nie vlek, hy mag nie sonde, hy moet heel wees, hy moet perfek wees. Dan het hulle daai lammetjie gevat, dan het hulle daai lammetjie in hulle huis laat bly tussen 3 en 5 dae. Hoekom? Sodat hulle hom kan dophou. As hy krepeel lyk, as hy net ongestel, dan haal hulle hom uit, want hulle kan hom dan nie offer nie. En God stuur vir Jesus, nie as koning nie. Hulle ruk die palmtakke uit en hulle skree Hosanna, hier kom die een wat ons gaan red. Ons glo U is die een wat ons gaan red, van die Romeine en van die Jode en van onsself. Maar dis nie die plan gewees nie. Die plan was, God stuur hom om geondersoek te word by inspeksiepoort. Gaan lees jou Bybel. Hy verskyn voor Kajafas. En hulle vra hom vra. Hulle sit hom in 'n hof. Hulle geeseling hom. Hulle slaan hom. Die skrif sê letterlik, as hy daartoe wil gaan, hulle klap hom deur die gesig. Hulle slaan hom. Hulle toets hom. Hulle ruk aan hom. Hulle pluk aan hom selfs. Hulle doen 'n deeglike ondersoek. Hulle doen 'n diagnose oor hom. Hulle stuur hom letterlik na Herodes toe. Hulle stuur hom na Pilatus toe. En die skrif sê elke keer, 3 keer sê die skrif vir ons, en ons vind geen skuld in hom nie. Die Romeinse regering toets hom, die Joodse regering toets, die skare toets hom. En hy word geondersoek. En my vraag vanoggend is hier, so 'n aand, 3 dae, 5 dae voor Paasfees, of jy hier aan kan dink, toe Jesus daar op 'n donkie in die palmtakke, toe sy vir 3 tot 5 dae tussen die mense. Hulle toets hom. Eintlik in die gees, nie Jesus, hoe voel jy nie? Dis in die gees, is jy reg, Jesus? Is jy reg vir wat jy voorgekom het? En dan skop hulle die wiele, ruk, en hulle pluk aan sy baard. Nadat hulle die inspeksie gedoen het, is hulle so kwaad, want hulle kan niks in hom vind wat verkeerd is nie. My vraag vanoggend, as God jou nou moet ondersoek, wat gaan hy vind? Ek het hier op my notas geskryf om dit vir jou op te som. Jesus is ondersoek om my te red. En nou ondersoek ek myself, omdat ek gered is en in verhouding met hom lewe. Jy sien elke keer as ons nou hier sit in die volgende dae, dan kom die duiwel en die vyand kom hy en hy kla jou aan en sê,
Ek word geondersoek. As jy dit alleen doen, dan staan jy verlate en verleë en koud. Ek is skuldig. Ek is skuldig. En weer terug na my voorbeeld van die kar, dan bring ons die kar, ons betaal vir die kar. Maar in hierdie geval sê God, ek sal betaal vir die kar. Jy hoef nie te betaal nie. Ek het klaar betaal, testalatai, it's paid for. Kom jy net. Kom. Kom ons doen 'n inspeksie op jou, ons doen 'n ondersoek in jou, nie om jou te verneder nie, nie om jou kwaad, nie om jou te spyt nie, hoekom? Om jou te red, om jou te laat lewe. Hoeveel keer het ek getoets, en dan het ek die wielietjie van die karavaan nie opgevat nie. Gelukkig toets ek hom. Disaster, maar nou, ondersoek vandag is genade vir môre. Die wat hulle nou laat ondersoek, hoef nie later geondersoek te word deur God. En ek sluit af vanoggend. Ons het dit goed gevind om vir jou nagmaal te bedien. Nagmaal, en ons gaan dit daarvan agteraf, gaan ons vir jou inbring. En ons gaan 'n kort videoetjie net kyk van Jesus wat ingekom het in die stad. Dit is so bietjie anders te verwoord, maar dis om jou 'n beeld te gee van wat aangaan in hierdie volgende week en hierdie volgende 3 dae. Ek wou eintlik 'n lewende ou lammetjie hier gehad het vanoggend. Ek het met boere gepraat en ek wil julle wys hoe kon nou kom vashou. Hulle het sy tande ondersoek, hulle het sy mond, hulle het sy mond, hulle het sy tong bekyk, hulle het sy verhemeld, hulle het in sy ore gekyk, hulle het sy ore omgedop. Dan mee, daai skaapie, hy mee. Ek het geweet die SPCA gaan my dalk tronk toe vat as ek dit doen, maar ek wil hê jy moet daai beeld sien dat hulle het hierdie lammetjie getoets en geondersoek. Die mooiste wit lammetjie, gesond, jong, manlik, heel, met niks fout in hom nie. En hy wat geen sonde geken het nie, het vir ons sonde geword, sodat ons kan word die geregtigheid van God. Mense, ons kan hierdie palmtakke swaai. Ons kan hierdie palmtakke swaai. Hier kom Jesus, ons eer hom. Ons erken hom. Maar ons verstaan nie eintlik nie. Is dit moontlik? Vanoggend is 'n oggend wat jou so bietjie tref en sê, ek wil nie dieselfde hande wat Hosanna geskree het 3 dae daarna hom gekruisig. Ons kan nie so lewe nie. Palmtakke is, hier kom 'n koning, ons erken hom, hy's triomfantlik, hy's koninklik. Maar hier in my hart glo ek dit. Kan dit wees dat ek nou Hosanna skree en later hom kruisig? Want ek verstaan nie. Ek gaan jou geleentheid gee, terwyl ons die nagmaal, jy kan van vooraf bedien asseblief. Vat die nagmaal vanoggend, is buitengewoon dat ons vanoggend nagmaal vir jou bedien, maar sorry, as ek hierdie broodjie eet, ek erken, ek verstaan wat hy vir my gedoen het, sonder 'n fout of blemish. Terwyl ons die nagmaal uitdeel, kan jy enige tyd, verkieslik na die video, en in die begin van die song, gaan ek jou vra om die nagmaal te gebruik, hou dit net eers by jou, ons kyk gou na so 'n kort videoetjie van die Palmsondag. Do you hear that? Sounds like multitudes. This is the moment! The son of David. The Messiah!
Hosanna. It means save us. Hosanna to the Son of David. Hosanna to the Son of David. Stop! Stop! Let's go. Careful. Stay away from us. We mean no harm. You tried to kill us. No one wants a riot. John, Z, I want to hear them out. If you turn back now, it could save your life. Oh, wait, we're not going to do that. But... Do you hear that chanting? The people sound like they're ready to crown him king. And for declaring yourself a sovereign, Rome will descend on us all. I have said nothing about an earthly crown ever. You're riding a donkey. For those of us who know prophecy, your meaning could not be any more clear. What does he mean? Zechariah's prophecy of the Messiah. Behold, your king is coming to you, righteous and with salvation, riding on a donkey. The people haven't even seen the donkey yet. And once they do, everything they hoped for will be confirmed. It already is. Can't you see? You should be rejoicing. This is the moment that we will all be saved. Hosanna to the Son of David! I don't stand with these men, but they are right. Raising Lazarus changed everything. Jesus will not be safe inside the city gates. You are calling for his killing! Don't you see? Teacher, if you value your own life, tell your students to stop. I could tell them to stop. But I tell you, if they were to be silent, even these very stones around us would cry out in their place. Is it a place for you at the table? We make space and room. Come and eat with us. Come and eat with us. You provide the food.
so met jou nagmaal. Wil jy nie die broodjie vat en hom net so in jou mond sit en met die wete dat hierdie liggaam was vir jou gebreek en hy was vir jou geondersoek gewees. Hy was getoets vir gereedheid. Hy het al die toetse deurstaan. Hy het vir die toets betaal. En hy nooi jou nou dat jy nooit weer geondersoek te word nie, want ek het op Golgotha die toets vir jou deurstaan. En dat jy altyd kan terugkom na my toe, selfs wanneer daar iets nie lekker is in jou lewe nie. Dat jy nie weer hoef te betaal vir 'n toets nie. Dis alles vooruitbetaal tot altyd toe. Kom na my toe. Kom met vrymoedigheid na my toe. Ek weet dat daar soms goed breek in jou lewe. Ek weet dat daar soms goeders is wat nie werk in jou lewe nie. Daarom is ek die grootste werktuigkundige wat jou kan herstel en kan herbou. Ek wil jou weer op 'n plek sit waar dit bewoonbaar is vir jou. Ek wil dit nuut maak. Ek wil jou koester. Ek wil hê jy moet veilig wees. Ek wil hê jy moet saam met my hierdie pad stap van poort na poort. Dat jy daagliks jou hart sal deurgrond, my sal vertrou. My woord sal vertrou wat sê, my skrif is geïnspireer om jou te onderrig, jou te leer, maar ook tereg te wys. My woord is soos 'n spieël vir jou. En ek wil jou nie te nakom nie, ek wil jou help. Ek het jou lief. En ek hou verskriklik baie van jou. Jy is my gunsteling. Kom, dat ek herstel. Kom, dat ek heel maak. Tel op jou palmtak, en in jou hart weet jy skree nou Hosanna, die een wat red. Nie net in die een hand nie, maar beide hande, hy is Hosanna. Hy kom red jou nou. In die stilte waar jy sit, kan jy op jou eie in hierdie woorde sê, Here, kom red my. Fluister dit oor jou eie lippe, Here, kom red my. Wil jy nie die woorde Hosanna oor jou lippe uiter nie. En hoe hy nou herstel bring in jou liggaam. Hoe hy nou herstel bring in jou gees. Ek verstaan dit, Here, en ek kom na U toe. En as simboliek daarvan eet ek hierdie broodjie. Hoe U gepluk en hoe U geruk, hoe U getoets en geondersoek was, sodat ek nie hoef nie. En so, Here, drink ek ook hierdie wyn, wat die bloed van die Nuwe Testament is. Die Nuwe Testament wat sê ek kan na U toe kom, tydig en ontydig. Ek behoort aan U. Al die beloftes in die skrif is aan my toegedeel. Alles is ja en amen. Ek is nooit ver van U af nie. U is altyd by my. U voed my, U help my, U onderrig my. U maak iets nuuts wakker in my, Here. Soos ek hierdie wyn drink en bely, U is Hosanna. U is die een wat red. Red my. Red my nou, Here. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. As jy vir die eerste keer die woorde geuiter het, moenie huiwer om na die diens net hier met ons te kom praat, as jy gebed verder nodig het. Hy is die een wat herbou is, mense wat regtig deur diep dinge gaan,
kom vanaand, word bedien. Kom Dinsdag, kom word bedien. Jy sal nie spyt wees nie. Mag sy genade, die God van Hosanna. Here, vanoggend waai ons die palmtakke en sê, Here, U is die een. You are the one. En ons buig voor U, Here. Ons ondersoek onsself, Here, dat ons in die geloof sal bly. En U help ons op hierdie pad van poort tot poort, Here. Dat ons hierdie plek bewoonbaar sal maak. Stuur elkeen, Here, met die volheid van die Gees, met die bekragtiging van Waterpoort en Fonteinpoort. Here, van Oupoort, Here, en Oosterpoort van hoop. Perdepoort om saam te staan en in geloof te kan wees, maar Here, dat ons deur in tyd sal inspeksie hou en toets of ek in geloof is, of ek en U nog een is, of U nie ver is nie, ek kom nader. Seën ons in hierdie week, ons bid dit in Jesus naam.